dag. Raak jy ook soms ongeduldig as die plante in jou lewenstuintjie so stadig groei? Onthou, ek het al verwys na Markus 4 waar Jesus vertel dat die mens maar net moet saai en dat God op sy tyd die saad sal laat ontkiem en groei en 'n oes lewer. Onthou ook, ons lewe is maar baie beperk. Job sê in hoofstuk 7 vers 6, my dae loop vinnig soos 'n wewerspoel. Die draad raak gou op. Dink daaraan God, dat my lewe maar net in asempie is. So moenie met jou ongeduld dit nog vinniger wil laat verbygaan nie. Die mens was maar nog altyd behep met tyd. Ons geboorte en doopdatum word noukeurig aangeteken en 'n geneesheer moet sertifiseer hoe laat en op watter datum 'n mens sterf. Dink net hoeveel datums moet jy in die geschiedenisklas memoriseer. Ja, kalenders en horlosies was nog altyd die mense manier om tyd te beheer. Ons hardloop rond met een oog op die horlosie en 'n ander op ons taaklysie. Moenie my tyd mors nie. Tyd is kosbaar, is deel van ons daaglikse woordeskat. Ons meet selfs mense in manure. Ons verbeel ons, tyd behoort aan ons. Ons sal besluit wanneer en vir hoe lank. Die fabriekswerker word gereguleer deur sy sirene, terwyl die wekker ons almal se baas is. Die ironie is dat tyd 'n kosbare geskenk is uit die hand van God, wat met omsigtigheid hanteer moet word. Dis reg dat ons 'n dringendheid oor tyd ervaar, want tyd kan nie uitgekoop word nie. Die vraag is, waaraan bestee ons tyd? Onthou net, jou tye is in God se hand. Hy wil hê dat jy tyd reg gebruik binne sy koninkryk. Daarom kry tydsbesteding eers sin as dit ooreenstem met jou waardes. As jy dit wat vir jou van waarde is binne God se skepping voorrang laat geniet en jou tyd dienooreenkomstig beplan, sal jy minder konflik oor tyd ervaar. Die psalmdigter rig 'n tydige versoek namens ons wanneer hy vra, leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. Psalm 90 vers 2. En Paulus skryf aan die Efesiërs in hoofstuk 5 vers 16, koop die tyd uit. Met ander woorde, maak die beste van elke geleentheid, soos die 83 vertaling dit uitdruk. Jy kan nie die verlede verander nie, maar niks keer jou om jou tyd van vandag af beter te bestuur nie. By jou tydsbeplanning moet die vraag altyd wees, het ek God se tyd in berekening gebring in my beplanning vir hierdie jaar? Kom ons bid saam. Here, tyd is 'n gawe wat U aan ons gegee het, om na U goeddinke te gebruik. Help my om dit met verantwoordelikheid te doen. Amen.